Geliefdes, goeiemôre aan almal van u. Is 'n bietjie chilly vanoggend. Dis nou maar hoe dit binne in 'n graf voel. Ek was nog nie daar nie, maar dis miskien maar die regte atmosfeer ook vir hierdie dag. Ek wil regtig sommer net sê, baie dankie vir soveel van u wat deelgeneem het aan die kruistog. Dis iets wat ons elke jaar voor die Here moet evalueer en vra of dit nog opbouend is en of dit reg is. Ons wil nie verval in strakke, rigide gewoontes en dit nie meer vir ons beteken is nie. Daarom wil ek ook glo dat dit vir jou vanoggend ook 'n belewenis was om wel daardie kruis vir 'n 3 of 3 te kan dra en dat 'n mens ook iets kan beleef van dit wat die Here Jesus beleef het. Ek het gesien van die groepe het in absolute stilte beweeg en ek dink dis die gedagte om te bepeins en te beleef wat alles gebeur het op daardie Via Dolorosa. Miskien met ons volgende jaar dan dit om 3 kruise van die hoofingang hiernatoe te dra, maar dan langs die pad is daar sekere, kom ons noem dit maar stasies, waar die groep gaan stilstaan en waar 'n mens dan spesifiek terugdink aan iets wat met die Here Jesus op die Via Dolorosa gebeur het en dat 'n mens iets daarvan beleef en dan weer voortbeweeg na die volgende stasie en na die volgende stasie. Dit noem mense inspirasies, mense lees dit nie noodwendig in boeke nie, maar die lekker is, en iemand het ook so verstaan, ons kinders, ons jong mense moet het ook so verstaan, ons is nie hier om die ou tradisies noodwendig te laat herleef nie, ons is ook hier om aan ou tradisies nuwe inhoud te gee en om dit regtig vas te kan bou. Ek dink u sal met my saamstem dat die mense is ook vanoggend baie dankbaar vir ons bestuur, wat vir ons die 2 baie besonderse artikels geplaas het. Ek hoop jy het dit raak gesien. Ek dink ons kry nou maar 'n pragtige plek in hierdie boekie. Kyk net hierdie pragtige beeld met die opskrif Hoetendeels sy gemeenskapskerk groei in liefde tot God. Kyk net daar die van julle wat dit dalk nie gesien het nie, wat besoekers is, daar is ons hele artikel in, maar ook ons paasprogram in, en dan net so 'n paar bladsye voor dit, dink ek het hulle dit ook skitterend gedoen, en dis die instrumente wat die Here gebruik om vir ons te help. Ek wil net vir kyk, julle moet dit sien, maar dit raak julle ook. Ja, kyk dit hier, ek sê gister vir iemand, as ek hierdie artikel sien, dan sê ek dus 'n bazaar te hou, maar hier is 'n bazaar met Rita, is 'n koffiekroeg, en hoek en al die lekker dinge, so, nou ja, ek weet regtig ons moet vir die Here dankie sê dat ons in 'n dorp bly, maar die dorp ons berigte plaas. Sien die voel jy ook so volgende. Nou ja, kom, ek gaan vir die vraag dat ons lekker stil word, ons gaan so 2-3 leidingsliedere sing, dis bietjie swaar, maar dis is swaar. Dit is die oggend wat ons regtig kom by die punt waar ons die kruisiging van die Here Jesus herdenk. Ons gaan hier die prosesie hier hou. Jy sal dit ook in hierdie pragtige programmetjie sal jy dit sien. Daar op die tweede, as jy dit maar soms net opvul, ek het nie so 'n oogie daar hou. Die van die wat gisteraand hier was nie, ons het gisteraand die tema, nee, ek het besluit, ons praat nie meer van die tema nie, die boodskap wat die Here ons gegee het gehandel oor die versoening rondom die nagmaaltafel. Die versoening wat ons met God beleef, maar ook dan die versoening wat ons met mekaar beleef. Ek hoop die beeld van die appel bly nie by. En as u hier was, die vraag vir jou buurman of vir iemand om jou, wat was dit van die appel? Kom ek sê maar, die appels het ons gebruik as 'n simbool van die intimiteit van die vervlegting tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Die skil, die vlees en die stronk het ons gesê, dit vorm maar 1 appel, maar elkeen daarvan is ook uniek. En toe ons dit daaruit gehaal, om dan te sê, die Here Jesus bid, dat hy die Vader wat een is met mekaar met ons een sal wees. En as ons dan een is met mekaar, dat ons met hom een sal wees. En dat ons dan ook een is met die Vader. Ons sê dan, 'n totale vervlegting. En as jy gaan kyk na hierdie preekskets op die eerste bladsy, dan sal jy sien wat is die implikasies daar. Iets eintlik ongeloofsliks. Ek kom vanoggend 5:00 in die studeerkamer en daar is 'n skrywer van een van ons lidmate wat nie vanoggend hier kan wees nie, soos 'n paar lidmate wat verskoning gemaak het, wat dan Lady Grey toe is na daardie passiespeel het. En sy skryf vir my, sy sê, ek het 2 uur wakker geskryf. Dis so net na 4 wat sy die brief skryf, sy vraag, waar en wanneer het jy hierdie openbaring van die Here ontvang?
Nou geliefdes, jy moet weet, jy bid, dat die Here vir ons moet lei, dat hy vir ons as predikers moet die wysheid moet gee, en hy doen dit, en ek hoop die beleef dit, want die dinge wat hier vandaan gebeur, is nie menslike goed, dis dinge wat die Here reg vir 'n mens gee, deur sy woord, en ons moet die Here daarvoor hoor. Daarin sien ek self, en ek sê dit as 'n getuienis, daarin sien ek self God se persoonlike betrokkenheid, nie net by my, maar by ons, en mag jy dit elke keer so beleef, ook ons jong mense, ons kinders, dat ons is hier by mekaar, en ons luister na dit wat die Here vir ons gegeven. Kom, voordat ons saam sing, kom ons maak ons oor toe, en dan gaan ek die woorde aanhaal van die persoon daar aan die kruis, een van die misdadigers aan die kruis, en ek wil vraag dat jy dit ook saam met my, dan sal dit, kom ons maak ons oor. Kom ons praat tjoepstil, ons dink in termen van die kruis wat jy gedraad, ons dink in termen van die 3 kruise wat jy voor die gemeenskapscentrum staan, ons dink aan die symbole hier achter ons dink aan wat ons gisteravond hier beleef het, en dan sê ons vir die Here, Jezus, oordink aan my, wanneer u in u ryk kom. Miskien 'n meer moderne gebed vir vandag, is om dan direct vir die Vader en die Seun en die Heilige Gees te vra, Vader, Seun en Heilige Gees, dink vandag aan my, nou dat u in die ryk is. En dan weet ons dat die Here Jesus self teenoor die misdadiger gereageer, hy het hom geseën met die woorde en hom gesê, jy sal vandag saam met my in die paradys wees. Daarom sê die Here Jesus vir elkeen hier wat roep na die Here Jesus, wat roep om verlossing en om hoop en ook om vergifnis, wat roep om die lewe, sê die Here vandag vir jou, ek hoor jou, ek skryf jou naam op in die boek van die lewe, ek neem jou aan as my kind. Daarom die gemeente, mag jy vandag dan ook hier om die kruis van die Here Jesus, die vrede van God beleef. Of jy jong is, of jy oud is, wat ook al die omstandighede is, mag jy die shalom vrede van die Here ervaar, want hy is hier. Amen. Kom ons sing so 2 liedere, en dan gaan ek met Romeine 7 lees, en dan sing ons nog een leidingslied, ons doen een gebed, maar soos wat die sing, kom ons lichaamshouding, is dan ook houding van rouw, is een houding van pijn, en dan sing ons hierdie lied, o Heer, uit bloed en wonde, die eerste en die 4de vers, kom ons sing dit saam.